God het my al my swaar kry laat vergeet en alles wat my familie teen my gedoen het. Nou die Hebreëse woord vir Manasseh verwys nie na die gebeurtenis van die verlede nie. Dit beteken, God, may I lose and forget the weight of it. Het iets in jou verlede al gebeur wat soos 'n gewig op jou is? Onthou, ons kan nie die verlede wegwys nie. Ons kan dit nie wegskryf nie. Maar dit het nie nodig om ons gevange te hou en die heeltyd ons nuwe storie te herskryf nie. En die oomblik toe hy daardie seun Manasseh noem, God wat stories herskryf, God wat verlede wegneem, maar meer as dit, God that delivers me from the weight of it. Want gewig maak dat ek en jy nie kan vrylik asemhaal nie. Dit maak dat ons ophou droom. Dit hou ons gevange. Nie die storie nie, die storie kan ek nie oorskryf nie, dit het werklik met my gebeur. Maar die gewig van dit hou my vas. En hier beteken dit in die Hebreëse woord, God lift the weight of it. Let me forget the weight of it. Sodat ek in vryheid kan vorentoe gaan. En dan weet ons, omdat God met hom was, God met hom is, julle, kry hy gou-gou weer aansien. Hy lê die koning het 'n droom en na 2 jaar roep die koning hom, want hy onthou hierdie man. En hy moet die droom uitlê en hy lê dit so akkuraat uit, dat hy ek kan amper sê die ondervoorsitter van die leermag van die koning word. En hy sê van die 7 jaar van voorspoed en die 7 jaar van hongersnood en hulle kan begin graan opbou. Hulle kan begin voorspoedig wees. Die oomblik toe hy laat gaan van the weight of his past. Die gewig wat daardie seer gedra het. En die vyand is baie subtiel, want ek en jy weet dat God ons moet vergewe en ons doen, maar soms bly die sting van die gewig. En vanoggend dink ek, en toe ek dit lees julle, toe dink ek, Here, wow, ek weet dat my verlede mooi is, dat my liefde en alles wat met my ouers gebeur het, U het met hulle gestap, U sê die voetstappe van die regverdiges word deur die Here gerig, en ek gaan nou net vra dat U die weight van dit vir my lig, dat wanneer ek terugdink, dit nie is wat ek sal onthou nie. Julle, en ek het dit vir die Here gegee, en ek het my male verskriklik verlang, Janus moes nou weg, en toe het ek lekker in die onderste kamer gaan slaap, want hy maak baie vinniger koel. So, ek het my daar gaan inrus, en ek het op die bed gelê en gedink, sjoe, dis nou die eerste keer wat ek in daai kamer slaap, van dit my mamma hulle nie meer by ons woon nie, en ek het nogal gedink, joe man, my maat in Maart maand daai beroerte gehad, en mamma het hier gelê, waar ek actually nou lê, alhoewel die kamer heeltemal oorgedoen is, en ek het hulle verlang, sonder die weight, van ek het net regrets. Dit was, oh wow, ek verlang nou net vanaand my ma, ek wens sy was hier, maar daai sting is weg, van waar die vyand my wil kom aankla, want hy, hoe cheeky was jy daai aand, en jy het nie verstaan nie, en jy het daar dalk iets nie gesê wat jy nie moes nie, en wow, dankie Here, dat U 'n woord kan spreek, dat ons kan profeteer oor ons omstandighede, terwyl ons nog in Egipte is, terwyl ons nog nie die belofte sien nie. Onthou, Josef het 'n woord gekry, julle, as jong man, as seun, van wat gaan gebeur. En dit het jare gevat vir daai profesie. En mens kan maar sê, hy was die voorloper van Christus, nee, wat ook onregverdig behandel is, wat verkoop was deur Judas, en verraai was, en verloon was, en gekruisig was. Josef se pad het baie so gelyk. Maar nogtans het hy gesê, God, you will remove the sting of it. En dan iets baie besonders, van 'n ander storie, wat my rarig net so aangeraak het hierdie week. En ek wil dit ook vir julle lees, en ek bid vir oggend, dat die gewig van ons verlede, van wat met ons gebeur het, julle, ons nie meer sal vasdruk nie. Want Christus het gekom om ons vry te maak. En dat daar iets sal skuif,
Maar ek wil ook vir ons hierdie vers lees. Ek het beloof ek sal nie lank wees nie. Ek het gistermiddag het ons 'n paar vrouens saam gekuier wat se mans weg is en toe sê ek, jy weet wanneer jy die WhatsApp op 2 sit, nê? Want jy het nie baie tyd om iemand se boodskap te luister nie en dan gaan dit so vinnig, né? So ek gaan vanoggend so vinnig praat dat ons vinnig by die huis kan kom en lekker koel kan wees. So ek het beloof ons gaan nie lank wees nie. Dit is in Maleagi 4 vers 2 en ek wil dit spesifiek in die Engels lees. Die Nuwe Lewende Vertaling het dit ook mooi vertaal, maar die New King James was nogal mooi. Sê, but to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out, and now you will grow fat like stall-fed calves. Healing in his wings. En op 'n ligter noot, ek het mos nou baie by die ouete huis gekom, daagliks, 3 keer 'n dag, nê? Ek was amper die jongste inwoner van die ouete huis op 'n stadium. Maar as ek en my sussie, daar was so 'n oom daar gewees, nou as hy my en my sussie sien, dan sê hy altyd vir my pa, jong, het dan maar 2 mooi verse, maar hulle is dan lekker fris. Dan het ons nou maar lekker gelag, want wat sê jy nou op dit, né? So daai vet, jy gaan lekker vet groei, lyk my, is soms die waarheid vir party van ons. Maar Benita het nie daarvan gehou nie, want sy was nie so vet nie. So ek het maar gelag. Maar wat so mooi is van hierdie vers, ek meen, wat dink jy beteken dit met healing in his wings, né? Het julle al daai vers gelees en gewonder, ja, wat is die betekenis van dit as hy sal sê? Hy kom met genesing in sy vlerke, in sy strale, die son van geregtigheid. Ons weet dit is Jesus. Nou die mooi woord, die Griekse woord, word kanap genoem. Amper soos knap, net met 'n H, want jy weet as enigiets met 'n H geskryf word in die Hebreëus beteken dit genade word bygeskryf, nê? Nee, daarom as jou kind se naam dalk Sarah is, onthou julle Sarah, het hy Sarah gemaak. Sahar, die H, the H is for grace. So as jy jou kind 'n naam gee en jy kan die H insit, doen dit sommer profeties vir genade. Dit het altyd baie mooi betekenis. Nou, geestelike leiers in antieke Israel, julle sal dit weet as julle dalk ook self partykeer 'n film van dit sien, het 'n gebedsmantel gedra, die kanap, en dan het hulle altyd tossels om dit gehad. Want hierdie kleed of kledingstukke wat hulle aangehad het, moet altyd heen gewys het na God en dit wat hy kan doen. En die woord vir kanap, wat ook wings beteken die kleed, die soem van sy kleed, en waar onthou ons dit? Die vrou wat aan bloedvloeiing ly, Maleagi, ook 'n profeet, is besig om te profeteer, dat jy sal net uitreik, en aan sy soem raak, dan sal daar genesing wees vir jou, want hy is die God van genesing, in sy kleed, in sy strale, in sy kante. Is dit nie amazing nie? En hierdie vrou verwerp, stikkend, word nie geken nie, het geloof. En sy sê, as ek net aan sy kleed kan raak, net aan die kant van sy soem. En wat sê Jesus? Wie het aan my geraak? Want dadelik het krag van hom gegaan. Daai woord het in vervulling gekom. Jesus Christ with healing in his wings, the Son of Righteousness. As ek net aan sy soem kan raak, maar sy het met geloof gekom. En sy raak, want sy het alles probeer, sy is so desperaat. Ek dink partykeer om desperaat te wees, dat die Here jou hoor of aanraak, is so goeie plek julle. Ons het al op so, partykeer is ons so familier met God, dat ons nie meer desperaat is, dat hy is die enigste een, wat ons kan verlos van die weight van ons verlede, of ons sonde, of ons omstandighede, of dalk het jy iets gedoen waaroor jy regtig skaam is, en dis al wat jy dink mense van jou onthou, nee? Te sê nee, ek laat gaan daardie weight van daardie ding. God, the one who causes me to forget, not just forget, to forget the weight of it, om vry te word van die gewig van dit. Daardie vrou het vrygekom van die gewig van bloedvloeiing en die skande. Onthou 'n vrou wat haar periode gehad het, was eenkant gesit. Jy mag nie op 'n stoel gesit het waar 'n man gesit het nie. Jy was vir 7 dae as onrein verklaar. Nou kan jy dink om vir 12 jaar as onrein verklaar te word. Uitgewerp. Sy moes bitter desperaat gewees het. En te weet, as ek net aan die soem van sy kleed raak,
dan gaan hy my genees. En Jesus sê, wie het aan my geraak? En die disippels sê, Here, hier so baie mense, hulle stamp aan Jesus, almal wil by Jesus kom. Hoe bedoel u, wie het aan u geraak? Dis nou 'n simpel vraag. Want krag het my verlaat. En sy het onmiddellik julle genesing ervaar. Baie keer is ons so teleurgesteld met die lewe en die woord van God, want jy dink, jy het 'n belofte gekry en jy verwag dit moet onmiddellik wees en daarin lê baie teleurstelling, nê? Maar ons kan nie ophou glo dat God onmiddellik kan genees nie of onmiddellik kan aanraak nie. Toe ek hierdie woord lees 'n rukkie terug en ek lees van ja, die verlede, ons weet God kan dit was en restore, maar dit kan nie weggevat word nie. Ja, hy verwyder ons sonde van die ooste na die weste en hy kan nooit weer daaraan dink nie, maar ek kan nog daaraan dink, nê? Maar die oomblik toe ek besef, die gewig van iets hoef nie lewenslank met my te wees nie. En ek het vir die Here gee, sê as jy die woord meng met geloof, kan daar vir ons vryheid kom, nê? So ek wil vanoggend, ek het julle gesê ek gaan vinnig bedien, vir jou sê, ons hoef nie slagoffers, ons is nie slagoffers van ons verlede nie. Ons is nie victims nie. Ons is victorious. Nie omdat ons enigiets gedoen het of omdat ons dit verdien nie, bloot omdat ons in sy genade stap. Ons verdien dit nie, maar hy gee dit vir ons. Geregtigheid, vrede en blydskap as 'n geskenk. Julle, en wat kom die vyand gedurig van ons steel? Verhoudings, nê? Righteousness, reg met God, reg met mekaar. Ons vreugde. Moet sê, amper het die warm weer dit reg gekry om my vreugde 'n paar keer te steel, nê? Jan sê ek's net een kleur, rooi. Ek was net rooi die hele dag. Maar jy kan nie toelaat dat, okay, dis warm, dis net warm, dis okay. Dit kan nie my vreugde steel nie. Vreugde, julle, was 'n geskenk van die Heilige Gees, nê? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Ten spyte van omstandighede. En dan vanoggend, wees 'n bietjie desperaat. Sê Here, ek vertrou nou dat U elke plek wat ek teleurgesteld was of elke plek waar ek 'n bietjie gewig in die dag ingedra het. Wie van julle weet dat die lewe het so moeilik geword, julle, omstandighede en sake wat ons face, dat ek het vandag se genade nodig vir vandag. Ek kan nie met gister se bagasie kom na vandag nie, want gister se genade was gister se. Vandag se is vandag se en ek kan nie môre se kry voor môre nie kom nie. So as ek met bagasie kom, daardie gewig van enige saak, dan hou dit my vas. En kan ek nie regtig die genade wat God vandag gegee het ten volle ontvang of geniet nie. En julle, hy is so genadige God. Ek wil afsluit met hierdie vers en dalk klink dit nou vanoggend vir jou of ek 10 goed sê en mag die Here dit vir jou in jou hart kom lê soos dit moet, nê, want hy is getrou. Ek het altyd Sondae, maak nie saak waar in die wêreld ek was nie, of ek op vakansie is en of ek in Parys is en of die mooiste plek is wat ek ooit gesien het en of ek by die huis is en of ek in die kerk is. Het julle al so Sondag gevoel? Ons noem dit die Sondag blues. Jy verlang na iemand, jy voel net so effens mistroostig. Niks het gebeur nie. Gister was alles wonderlik, Saterdag. En dis nie omdat dit môre Maandag is, want jy môre moet gaan werk nie. Dis net 'n gevoel wat soms oor jou kom en ek baie keer as ek aan iets dink, dan dink ek sommer aan 'n klomp goed. En ek dink, Jesus, wat is hierdie sadness wat oor 'n mens kom op 'n Sondagmiddag? En hulle noem dit ook, dit is die grootste getal selfmoord vind plaas tussen 3 uur en 7 uur op 'n Sondag. Is dit nie interessant nie? As mense daaraan dink om selfdood te doen. En ek wonder toe nou net oor dit, want ek het al daai, noem dit nostalgie, noem dit uneasy, voel nie te lekker nie, wat gaan nou aan gevoel gehad. Julle, en ek dink die Here is net so amazing, ek gaan dit in 'n paar skrifverse lees, in die New King James en in die New Living Translation. Ek gaan dit sommer in die Afrikaans ook lees, maar ek gaan gou maak. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts. Expect that no one can find out the work that God does from the beginning to the end. The New Living Translation says, God has made everything beautiful for its own time, and He has planted eternity in the human heart.
Hy het alles mooi gemaak. Hy het aan die mense visie gegee van die ewigheid. Tog kan mense nie die volle omgang van dit verstaan nie. Van begin tot einde. Daar's 'n stuk eternity in jou hart, waarna jy en ek verlang. En dis hoekom ons soms daardie gevoel van nostalgie kry. Is dit nie amazing nie? En weet jy wat, gaan dink dan oor die dinge van God. En die dinge wat heerlik is, en bokant is, en alles wat mooi is. En jy sal sien, wanneer jy daardie dinge bedink, op daardie oomblik wat hierdie gevoel oor jou kom, daar's 'n stuk van eternity reeds in jou hart. En ek en jy smag na dit, totdat ons by hom gaan wees. Dit was vir my so, ja. Dit was Ecclesiastes, wat is dit in Afrikaans? Prediker, 3 vers 11. Is dit nie lekker om dit te weet nie? Nee, dis nie jy nie, dis nie fout met jou nie. Jy haat nie maandag in jou baas nie. Daar's 'n stuk ewigheid in jou hart, waarmee jy kan korrespond, al is ons nog hierso. So, Ursula, sal jy vir ons speel, sommer net saggies, en ek wil 'n uitnodiging maak. Doe maar. Ons is min, die kameras is nie aan nie. Ons gaan nou nagmaal gebruik, en ons weet nagmaal is daar die great exchange, waar ek sê, Here, ek gee my hartseer vir U, in ruil vir vreugde. Ek bring my smart voor U, in plek van vrede. Ek bring my verlede voor U, en dit wat my so geweldig seer maak, en al het ek daai mense vergeet, sodat U die gewig van gister, die gewig van my verlede kan kom lig. En ons gaan saam met jou bid. Onthou, in Christus is ons nie skaam nie, is dit nie skandevol om te huil nie. Ons kom na mekaar, want ons het mekaar lief, en dan kan ons saam met jou bid, en wees maar so 'n bietjie desperaat, sê Here, ek vertrou U, ek wil nie meer daardie sting, daardie gewig van my verlede hê nie, want weet jy wat, dit maak dat ek en jy nie meer kan droom nie. Dit maak dat ons nie 'n toekomsvisie kan hê nie, want ons is vasgevang in iets wat in ons verlede gebeur het. En die vyand, dit waarop ek en jy fokus, is soos 'n vergrootglas. Whatever we focus on will be amplified. So as ons fokus op Jesus, we amplify hom, ons maak hom groot. Ons kan hom nie groter maak as wat hy is nie, hy's klaar groot, maar in my oë sien ek hom reg. Maar wanneer ek na my probleem kyk, dan word dit groter. Ek sê gister vir Anne-Sophie, ek lê daar in die swembad lekker op my rug en flou, dis mos nou wonderlik, nee, nie geen mens sien my nie, jy hoef niks te doen nie, moet vir niemand kos maak nie, man. Ek is te bang, Jan bel en vra of ek hom verlang, want nie op daai oomblik nie, dit is lekker in die swembad. Maar jong, ek kyk die lig, en ek hoor die voeltjies, en ek hoor 'n visarend, julle, dit is idyllies, né? En die volgende oomblik sien ek het 'n voël 'n riet geklouwe daar by my dak. En ek dink, o jemel, ek met die dak moet oorgedoen word. En toe sien ek 'n geet wat lek, en toe begin ek alles sien wat fout is, nê? Want ek het my fokus geskuif. Nou was alles mooi. En die oomblik toe ek begin kyk wat is fout, toe kan ek net sien wat fout is. Ek klim sommer uit die swembad uit. En spring ek sien nog iets. Nee, waarop fokus ons julle? Want dit hou ons gevange en dit maak alles groter. So vanoggend wil ek jou nooi. Ek gaan hier staan, nog ander wat kan kom bedien, Anne-Sophie. Gaan ons vir jou bid, as jy sê, ag, bid net vanoggend saam met my. Ek het nodig om die gewig van wat met my gebeur het, of die verlede, of 'n situasie, ek het nou nodig, dat die Here dit vir my afgooi, sodat ek weer kan droom. Want weet jy wat, sy planne en sy drome oor Josef het nie verander, toe Josef in die tronk was nie. God se guns was by hom. God se guns is by jou. God se guns is op jou. Maak nie saak wat rondom ons gebeur nie, julle. En dis iets waaraan ek en jy vandag amper desperaat kan vashou en sê, Here, ek het jou nodig. Here, ek het U nodig. Jan vertel my net so 2 stories en ek glo volgende week sal manne kom getuig van iets wat ek gedink het onmoontlik is, wat die naweek gebeur het. En ek dink, wow, ons het vir dit gebid. En dit het gebeur. Ons Here is goed en hy's getrou. Maar ja, ek nooi jou uit om vorentoe te kom, ons gaan vir jou bid. Moenie laat die lig jou pla nie, moenie laat ons jou pla nie. Kom en ons bid vanoggend saam met jou. En ons vertrou, wanneer ons nagmaal gaan gebruik, dat die exchange klaar plaasgevind het deur die Here, deur sy woord, deur sy profesie. Manasseh, the God that makes me forget everything. The God that makes me forget the weight of it. Die gewig, sodat jy weer kan droom en in jou toekomsplanne, 'n hoopvolle toekoms noem ons Here dit, sal kan stap. Amen. Kom gerus uit.
gaan hierdie wegvat. As enige iemand wil loos met saam met my loop. Wie doen nagmaal? Jeannie doen nagmaal. Okay. So, ja Here, ek bid vir oggend terwyl ons net so sit, dat u woord wat lewend is en kragtig is om ons te verlos en te bevry, die werk sal doen wat u in ons begin het, kan en sal u voltooi. Dankie dat ons ver oggend ons stikkend na u kan bring, Here, en u ons kom volmaak en heel maak. Dankie dat u ver oggend dat ons deur die geloof die gewig van die verlede, van iets wat met ons gebeur het of iets wat iemand gesê het, net kan sê, Here, u het die krag om daardie gewig oor ons te breek. Ons dank u daarvoor. Ons dank u dat daar 'n stuk ewigheid in ons hart is, Vader, waarna ons na u verlang. En ek bid, Here, dat u dit sal kom, ons harte sal kom vul met 'n stuk ewigheid nou, sodat ons kan korrespondeer met u die heeltyd. Heerlikheid van God nou, reeds nou 'n stuk van ewigheid kan beleef. Dankie dat u steeds die God is, as ons net ons hand uitsteek, wat genees, wat ons ontmoet, waar ons is, in ons verwerpte, moedelose of seer toestand. U ontmoet ons en ek dank u daarvoor. Dankie God van meer as genoeg. En God Elroy, die God wat ons sien. Ons bring ver oggend, Here, aan u lof en eer. Ons bring aan u lof en eer, Here. Niemand is soos ons God nie. As jy daar sit, doen die exchange in jou hart en in jou gees. Niemand kyk vir jou nie, in jou siel en sê, Here, deur die geloof ontvang ek hierdie vrymaking, hierdie genesing. Dankie, Here. Dankie vir wie u is. U naam, Here. U naam, die naam van Jesus, met die krag om ons vry te maak. Ek dank u daarvoor. Dankie dat u woord nooit leeg terugkom nie, dat u woord kragtig is. Bedien elke een ver oggend, Here, met die rykdom van wie u is en wie ons is in Christus Jesus. Ons ontvang dit met blydskap, want u hart is vir ons. Ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie, kan iemand, ja, wil jy iets sê? Kom, asseblief, ja. Ek wil gou net getuig, julle, so in 2022 het daar brand in ons huis. My oond het aan die brand geraak en my hele kombuis-sitkamer, dit was net gebrand, vuur en alles. En as ons nie 'n kamerdeur gehad het nie, sou ons nie uit die huis uit kon kom nie. So van toe af het ek hierdie onderliggende ding in my, en wat Chantal praat van weight. So as ons iewers heen gaan, ek het laas jaar saam met my niggies en my tannie het ons so niggie naweek gehad, en dit was baie koud en hulle die verwarmer aangelos, en ek het niks aan die nag geslaap nie. Ek het heeltyd escape routes uitgewerk, van as daar brand is, wat gaan ons doen, en daai ding nie, het so swaar gelê op my, en so weet jy, soms gebeur daar iets in mense se lewe wat nie skande is of so nie, maar daai gewig van daai ding, maak dat jy net daai vrees het, dit maak dat jy heeltyd, jy gaan terug soontoe, jy kan net nie van dit ontslaa raak nie. So wat Chantal gesê, dit voel net vir my, ons moet fisies, en almal van ons het iets
iewers, vra die Here om jou te wys. Maar soos wat jy daar sit, nou, vat jou hande en maak net, gooi net af. Sê Here, as daar enige gewig is, wys my, ek het dit so diep dalk gaan bære, iets het gebeur, 'n vrees, ek was in 'n motorongeluk, nou is my kinders ry, weet daai van, joh, daar's net 'n gedagte elke keer 'n gewig wat is, as iemand op die pad is, of daai julle, gee dit vir die Here, en gooi dit net af, vra enige gewig wat jy het. Okay. En Lise lag nou, ons het nou die oomblik vergeet om op te staan en vorentoe te kom vir gebed. Maar, weet jy, ek kom ook nogal agter, Chantal, in my lewe het ek my boetie verloor. En weet jy, 'n groot krisis gebeur en die lewe gaan aan. Maar nou ewe skielik, soos jy raak jou kinders groter en dan raak goed wat jy gedink het, wat jy klaar deurgewerk het met die Here, kom dan weer ewe skielik hier so vinnig, verskyn dit net so die heeltyd voor jou. En ek sê elke dag vir die Here, joh, ek weet nie wat ek sou gedoen het sonder die bloed van Jesus Christus nie. Dat ek dit, as ek daai gedagte van vrees kry, pleit die bloed. My hoop is in die Here. Ek gaan nie dat die vyand my vreugde kom steel nie. Is regtig om op daai oomblik versies te hê wat ons kan bemoedig en ons kan sterk maak. Want dit is baie kere, is dit nogal 'n daaglikse stryd. Die kinders is op die pad. Jy weet, hierdie een gaan soontoe en dan dink ek, Here, wat sou ek gedoen het sonder U? Maar dank die Here vir sy woord en vir versies waarna ons kan vashou, sodat ons kan sterk kan raak en kan groei. So, maar dis nou baie lekker, Chantal, om vanoggend net daai weight af te gooi. So. Dankie, Chantal. Dankie. OK. Ek het nou nie opgestaan en gekom nie, want jy het vanmôre spesifiek vir my gepreek. Een ding wat by my plaasgevind het onlangs is, ek was in argument met iemand gewees en ek het myself probeer regverdig. En dan draai dit so uit dat jy op die ouende is ek wil amper sê jy word uitgemaak as, nou voel jy soos 'n hond, kom ek gebruik die woord hond. So, ja, dis op 'n hele ander vlak, maar ek dink dit kan ook met 'n mens gebeur. Dat jy waarheid praat en waarheid vra, en dan draai dit so, want jy hanteer dit nie altyd reg nie. En dan, jy vra om vergifnis, jy sê jy's jammer, maar daai gewig om dit te let go. Want dis ook iets wat die duiwel maar na jou kant toe bring. Nou ek wil 'n bietjie aansluit, ek wil 'n bietjie dieper gaan, saam met die preek. Ek het 3 goed gehad, ek gaan eers luister wat Chantal sê. Vanmôre Psalm 66 vers 12. Is die skrifgie, ek het hom in Afrikaans geskryf, 'n stuk in Engels. U het ons in die net gebring, 'n swaar las op ons heupe gelê. U het mense oor ons hoof laat ry. Ons het in die vuur en die water gekom, maar U het ons uitgelei in die oorvloed. Ek sal U my geloftes betaal. So, wat ek wil aansluit is, by God brought me through, public gratitude is powerful. Dit is 'n lied, Psalm 66 dat ek geluister het vanmôre. En, don't resent the fire that refines you. Let the fire produces a brighter song and let that song become courage for the next season. En dis presies wat jy gesê het. Daai gewig moet gaan, so that you have a new song in your heart, en dat die drome en alles weer kan terugkom. Die Engels is, He brought me out of the fire and water and led me in abundance. So, ek wil ook nie baie sê nie. Ek wil ook net sê dankie Here Jesus. En dan sy dit gebid, ons het dit gedoen vir die Here, maar ek het 'n begeerte dat ons opstaan, mekaar se hande, al vat jy net jou maat net langs jou se vingertjie,
net vingertjie vashou en dat ons net saam in die gees vir mekaar net hierdie vasmaak. Because when toe sy geraak het aan Jesus se kleed, dit was verby. Sy was genees en sy was vergewe en daai selfvergifnis, very important, dat ons ook sal vergeet en sal vergewe. So, ek wil die hele ry met mekaar se vingers vat, that there will be connection with each other. And then, yes, yeah. And then you just pray. Wat sê jy? Kom eers nog? Okay, ekskuus julle. Ek is bietjie haastig. Dierbare Vader, vanmôre connect ons in die Gees, because the hand of Jesus is like a golden stream with fire. The moment we pray together, doing it in love for each other, then love will take over the earth. So we pray that in Jesus' name, en laat ons sal kind wees met onsself, and that we will love ourselves also, in Jesus' name. Amen. Toe daardie vrou aan Jesus raak, onthou jy was onrein verklaar, nie? Die kans wat hy gevat het om die Messias, Jesus, om hoegenaamd in die publiek te kom. Dis hoe desperaat sy was. En die kans wat sy gevat het om aan 'n man, nee, Jesus was 'n man, te vat, sy mag nie. Alles wat sy gewaag het, en die oomblik, julle, toe sy aan hom vat, en Jesus publicly vir haar acknowledge, né? Hy acknowledge 'n vrou wat onrein verklaar is, wat niks verklaar is in die oë van 'n man. Hy kyk na haar, hy herstel haar van al haar seer, emosioneel en geestelik, en fisies. Is dit nie die grootste wonderwerk, is 'n transferred heart, né? 'n hart wat herstel is en verander is nie. Hy het haar nie net die bloedvloeiing genees nie. Hy het haar voor al daai skare erken, vir haar gekyk en genees, en haar dadelik herstel. Is dit nie amazing nie? Ja. Lyk 'n bietjie opgewonde. Ek gaan net 'n verklaring lees vir die offerande, so julle kan julle oë sluit, en dan het ons 'n mandjie. Gaan ons agter. Dankie. Ek het dit nou vertaal in Afrikaans. Die Engels is eintlik ruim baie mooi, maar ja. Wow. Ja, eintlik kan julle nie julle oë toemaak nie, want die mandjie kom om. Maar kyk maar net af of iets. So, soos 'n declaration in Afrikaans is dit nou 'n verklaring. So wanneer ons vandag se offerande ontvang, vertrou ons U vir 'n oop hemel wat die aarde sal vul, voorraadkamers oopgesluit, wonderwerke, drome en visioene, engelbesoeke, verklaringe, oordrag van geestelike gawes en goddelike manifestasies, salwings, gawes en roepings, posisies en bevorderings, voorsienings en hulpbronne. Ons vertrou hom dat ons na nasies kan gaan vir siele, meer siele van elke geslag, gered, vrygemaak en 'n koningsopenbaring sal hê. Sê dankie Vader
soos ek my waardestelsel by u sin voeg, dat u guns, seëninge en vermeerderinge op my sal uitstort, sodat ons meer as genoeg sal hê om saam met Jesus te werk. Amen. Dankie Jesus dat ons U kan vertrou vir elke dag, vir elke behoefte. Dankie dat ons dankoffers kan bring na U huis toe, Here, en dat ons weet dat dit wat met dit gebeur, Here, dat dit wat ons nou gespreek het, dat dit in vervulling sal kom, Here. Ons bid vir vrug op dit, ons bid vir elke saad wat gesaai word, Here, vir 10voudig, 100voudig, Here, dat U werk gedoen kan word meer en meer. Dankie dat ons kan weet dat elkeen van ons betrokke moet wees, dat elkeen van ons moet gee, Here, en dat U ons sal seën. Amen. Nou ja, dankie almal. Sien ek's 'n vrou van my woord. Julle kan gaan swem en speel en eet en die Sondag geniet as vryburgers van die koninkryk van God. Baie seën en liefde.